Kostbares die bloed eerst gestort, ver die mens week zonder besmet. Dierbaar is die sterk zeer van God, net sy bloed alleen kan ons red. Al is ek so ver afgedwaald, en my hart vol sonde en vrees, o, was my in die bloed van die lam, en witter dan sneeuw sal ek wees, witter dan die sneeuw, ja, witter dan die sneeuw, o, was my in die bloed van die lam, en witter dan sneeuw sal ek wees. Hy die doornkroon zwaar gedra, en die kruis het hom laat beswyk, skandelik veracht en verslaan, maar hy het sy doel ook bereik. Mag ek die fontein ook ontmoet, waar ek my kan wasie beneer, ja, was my in die stroom van sy bloed, en witter dan sneeuw sal ek wees, ja, witter dan die sneeuw, ja, witter dan die sneeuw, was my in die bloed van die lam, en witter dan sneeuw sal ek wees. Vader, ek was ver van U verskei, en my hart was dikwels ontrou. Ja, vreeslik luk my sonde vir my, en daar's niks wat my kan behou. Jesus, U is toch die fontein, en op U belofte kom ek nou. Was my in die bloed, maak my rein, en dan is ek witter dan sneeuw, ja, witter dan die sneeuw, ja, witter dan die sneeuw, was my in die bloed van die lam, en witter dan sneeuw sal ek wees, ja, witter dan die sneeuw, ja, witter dan die sneeuw, was my in die bloed van die lam, en witter dan sneeuw sal ek wees, o, ja, witter dan die sneeuw, ja, witter dan die sneeuw, o, was my in die bloed van die lam, en witter dan sneeuw sal ek wees, ja, witter dan die sneeuw, ja, witter dan die sneeuw, o, was my in die bloed van die lam, en witter, ja, witter dan sneeuw sal ek wees. Ja, as jy rein, deur die bloed, halleluja,
wet, deur die kosbare bloed van die Lam. Ja, is jy rein, is jy rein deur die bloed, halleluja, deur die kosbare bloed van die Lam. Is jou klere vlekloos soos die sneeu, deur die kosbare bloed van die Lam. Ja, is jy rein deur die bloed, ja, deur die kosbare bloed van die Lam. Is jou klere vlekloos soos sneeu, deur die kosbare bloed van die Lam. Ja, is jy rein, ja, deur die bloed, deur die kosbare bloed van die Lam. Ja, is jou klere vlekloos soos die sneeu, so wit, deur die kosbare bloed van die Lam. Are you washed? Oh yes, in the blood, oh yes, in the soul cleansing blood of the Lamb. Are your garments spotless? Are they white as snow in the blood of the Lamb? Oh yes, I'm washed. Oh yes, I'm washed in the blood. Oh yes, in the soul cleansing blood of the Lamb. Oh yes, my garments are spotless, they are white as snow. Yes, I'm washed in the blood of the Lamb. Hallelujah, are you washed? Yes, in the blood, hallelujah, in the soul cleansing blood of the Lamb. Are your garments spotless? Are they white as snow? Are you washed in the blood of the Lamb? Oh yes, I'm washed. Oh yes, I am washed in the blood. Hallelujah, in the soul cleansing blood of the Lamb. Are your garments spotless? Are they white as snow? Are you washed? Oh yes, I am washed in the blood. Oh yes, in the blood of the Lamb. Yes, hallelujah. Praise die naam van die Here. Dankie Here Jesus, ons prys die hallelujah. Dankie daarvoor. Hallelujah. Prys die Here. Onse Vader wat in die hemel is, laat die naam geheilig word. Laat die koninkryk kom, laat die wil geskied in die hemel net so ook op die aarde. Ons wil baie, baie dankie sê in hierdie dag, dat ons weet, dat U het waarlik die Seun vir ons gestuur. Ons dankie dat hy die lam van God is, wat die sonde van die wêreld wegneem. Ons dankie dat deur sy bloed ons gered kan word, gereinig kan word, vergewe kan word. Halleluja. Die saligheid kan bekom. Baie, baie dankie sê dat ons in hierdie vreugde tyd saam met U, Here Jesus, kan wees om gemeenskap met U te hê, soos die woord dit vir ons sê. Halleluja. Ons moet gemeenskap hê met die Vader en met sy Seun. En Here, dit is wonderlik dat ons hierdie tyd waarin ons nou lewe, hierdie feestyd, waarin ons U geboortedag kan herdenk, Here, dat ons 'n tydjie van gemeenskap met U kan hê oor U geboorte en met U geboorte. Baie, baie dankie, Here, wanneer ons dink aan die wyse manne
het hulle in daardie stal ingegaan en hulle het met u gemeenskap gehad en hulle het geskenke ensovoorts gebring, want dit was 'n tyd van vreugde, tyd van vrede, tyd van die welbehae van die Here wat vir die mens gekom het. En daarvoor wil ons u eer. Gee ons genade, Here Jesus, dat ons nie een kant koud sal staan nie, maar dat ons waarlik in gemeenskap met u sal wees, wat vir ons gebore is. Aan die Here al die lof en die eer, dat ons dan in hierdie dag aan u wat lewe tot in alle ewigheid, al die eer dan gee vir alles wat u vir ons as mens gedoen het. Ons wil baie, baie dankie sê, Here, u het niks van u self terughou nie, maar u het u alles gegee. Here, u is gebore, en dit is vreugde en blydskap. Maar Here, u is gebore om te sterwe vir ons as mens, sodat deur u bloed ons waarlik kinders van God kan word. Ons eer u daarvoor. Halleluja. Baie dankie sê, dat ons in hierdie môre ook kan saam bid vir almal wat siek is, Here. Terwyl daar dan feesviering is, ver die geboortedag aangaan, Here, is daar mense wat siek is. En ons dankie dat hierdie vreugde wat daar is, bestemd is vir ewig. En dat selfs hulle wat siek is, deur u genesing kan ontvang. Deur u wonde is ons genees, sê die woord. Die woord het gesê, is die Here, onze God, wat ons gesond maak. En die Here, laat dit in hierdie dag vir elke sieke so sal wees. En ons vra dit in die naam van Jesus. Here, dit wat die woord gesê het, is ja en amen. Dis die waaragtige woorde van die Here. Daarom kan ons so saam bid vir almal wat siek is. Verheerlik die naam in elke sieke en gee goddelike genesing. En ons sal die daarvoor loof en prys. Halleluja. So wil ons saam bid, Here, en dankie sê dat ons kan bid vir al die gebedsversoeke. Here, ons weet selfs in hierdie tyd van vreugde, is daar ook mense wat gebedsversoeke het, dinge wat swaar op hulle rus, laste, ja, Here, bekommernis ensovoorts. Daar ons vra, Here Jesus, u wat alles kom wegneem, dat die genade gee aan hierdie mense wat gebedsversoeke het. En Here, neem die laste weg, gee vreugde en blydskap, en ons sal u ook daarvoor eer en u prys. Halleluja. So wil ons saam bid, weer eens, Here, vir reën. Dis baie plekke in ons land waar reën nou baie nodig is. Buurlande, oral in die wêreld waar mense bid vir reën, Here. U is die een wat gesê het, ek gee reën oor die goeie en die slegte. En ons vra, Here, gee vir ons reën in hierdie tyd. Al hierdie plekke waar dit so droog is, en laat die naam van die Here word, en ons bid vir die mense, dat hulle sal aanhou bid, want die Here sal antwoord en reën gee. Prys u ook daarvoor in Jesus naam. So wil ons baie dankie sê vir die onfeilbare woord. Halleluja, en dankie dat ons nou rondom die woord van die Here kan vergader, en ons wil bid, dat die Heilige Gees waarlik ons in hierdie oomblikke sal leer en lei in die hele waarheid. En Here, alles wat uitgaan sal, dat dit deur die Heilige Gees ingegees in ons lewens, om het oor te dra en dit ook so te ontvang. En laat alles deur die waarheid bevestig sal word. Die woord is die waarheid. En Here, laat ons nie staan in enige vorm van leuen nie, maar net in die waarheid. Want die waarheid wat ons ken, dit kan ons vry. Ons prys u, dat u ons saam seën in hierdie môre. Dankie vir elke ene wat luister. En ons vra dat elkeen wat 'n oor het sal hoor wat die Gees aan die gemeente sê. En laat elkeen wat 'n oor het, sy oor bestryk sal word met die bloed van die lam, sodat die waarheid van die woord van die Here alleen kan ingaan. Baie, baie dankie dat u ons dan so saam seën. En laat die woord waarlik met ons sal spreek, en laat die woord van God ons oplig, en laat ons sal voel dat die Here het ons waarlik opgelig. Halleluja. Ons eer u, Here, want ons weet u woord is kragtig, skerper as enige tweesnydende swaard, en dit dring deur, en is lewend, en tussen gewrig. Baie dankie, Here, dat u waarlik aan ons alles gegee het, wat goed is vir ons saligheid. En laat ons hierdie saligheid nie sal verontagsaam nie,
maar laat ons gehoorsaam daaraan sal wees. Dankie daarvoor in Jesus se mooi naam. Amen en amen. Prys die Here, ons is dankbaar om saam te wees. Ons groet julle almal in die mooi naam van ons Here Jesus Christus. Ek is pastoor Flippie Gerber en my telefoonnommer is 082874175. Halleluja. Ek dank die Here dat ons in hierdie feestyd baie leer oor die bloed van die Here Jesus. Halleluja. Ek weet daar is mense wat wil hê dat ek moet ophou preek oor die bloed, want dis omdat hulle die bloed nie ken nie, en ek wonder hoe baie het werklik deur die bloed gekom. Want daar is mense wat kommentaar lewer en dan is hulle eintlik teen die bloed. Ek wil nou vir u iets sê wat die Here vir my gegee het terwyl ons gesing het. Kosbaar is die bloed van die lam. Dis baie wonderlik in die woord dat met die geboorte van die Here Jesus, ek meen, moes hulle ingaan, want daar was hulle moes almal weer geregistreer word of wat ook al, en toe moes hulle opgaan na Bethlehem toe, Maria en Josef. En hierdie is vir my, toe die Here dit vir my gee terwyl ons sing, toe sê Here, wat is daar in u woord wat nie die waarheid is en wat nie lewendig is? Want die woord sê dat toe hulle daar kom en hulle het herberg gesoek, toe kon hulle geen plek vind nie. En die enigste plek wat vir hulle aangewys word is 'n stal. En hier is iets baie mooi. Die Here sê dit vir my, dat hy is nie gebore as 'n koning. Hy is nie gebore as 'n heerser. Hy is nie gebore om iets baie belangriks te doen nie. Hy is gebore om te dien. En dit sê die Here Jesus self. Maar wat die wonderlikheid van die hele saak is, waarom in 'n stal? Weet jy waarom? Want in die stal, tussen diere, word hy gebore en hy word in 'n krib gelê. Waarom in 'n krib? Daar is net een plek vir die lam van God. En dis 'n stal of 'n kraal, maar wat wonderlik is, in hierdie stal is hy gebore, lê hom in 'n krib. Eintlik moet op die krib geskrywe staan, hier lê die lam van God. Niks meer nie. Net die lam van God. As jy wil praat van, ons sing dit en dis baie mooi, Stille Nag, Heilige Nag. Dis van die geseënste liedere wat jy kan hoor. Die Heiland is gebore. Maar die Heiland wat gebore is 'n lammie. Die verlosser wat gebore is 'n lammie. Hy word genoem wonderbaar, raadsman, sterke God, ewige Vader, vredevors. Dis 'n lammie. In 'n stal, want dit is waar die lam hoort. Dink net as die Here in 'n herberg gebore is, waar hy moes geld betaal, dan was dit nie meer 'n lam. Nie 'n lam van God. Want tot vandag toe, die mens, as 'n kind gebore word, soek die beste bane, hulle soek die beste plek, hulle soek alles die beste vir hierdie kind. Die Vader het die beste vir sy seun gegee. En dis in 'n stal, in 'n krib, want hy is die lam van God, wat die sondes van die wêreld wegneem.
En dit is waarom ek ook laas Sondag gesê, dat die heel eerste boodskap van die geboorte van die Here Jesus, oor wie hy is, heel eerste is gesê, en jy moet hom Jesus noem. Dis die naam wat aan hom gegee is. Dit meen, daardie lammetjie is Jesus. Halleluja. En hy is die verlosser. Halleluja. En jy moet hom Jesus noem, want is hy wat sy volk van hulle sonde sal verlos. Dit meen, die verlosser lê in die krib. Die engele verskyn aan die herders. Dit het alles te doen met skaap. O, halleluja. Maria, Josef, skape. Israel, skape. Ons wat gered word, skape. Maar daar moes eers 'n skapie gebore word, 'n lammetjie, sodat ons almal waarlik skape kan word. Dis waarom dit vir my altyd treffend is wanneer mense al hulle goed opmaak vir Kersfees, en dan kry mense wat amper soos 'n stal maak met die krib, en daar lê die Here Jesus en moeder Maria en Josef, die vader, is ook daarby. Want dis die boodskap van die geboorte van Christus. Hierdie Christusfees, dis die boodskap. En dis hierdie boodskap wat die mens nie wil hoor nie. Hulle wil almal vreugde en blydskap het, is 100% so. Ek is vreugde en blydskap en vrede en opgewonde en alles oor Jesus wat gebore is. Maar as ons na die werklike boodskap gaan kyk, dan sien ons, dis die lam wat gebore is. Want ek dink konings kom, wyse manne kom buig daar voor die Here Jesus, en hulle buig voor die lammetjie. 'n koning is gebore, sê hulle. Hierdie ster wys aan dat 'n koning gebore gaan word. Hy is die koning. Maar gebore as mens is hy die lam. Want dis al wat die mensdom kan help. Wat die mens uit die sonde en die misdade, in hierdie dood van misdade en sonde, en al die ongeregtigheid, dis al wat die mens daaruit kan haal, is die bloed van die lam. Daar is niks op hierdie aarde nie, halleluja. Die lam moes hom later laat doop het, om alle geregtigheid te vervul. Maar as hy nie as lam wat geslag gaan word, gebore was nie, sou hy hom nooit laat doop het nie. Want dan sou die doop niks beteken het. Maar as gevolg van die bloed van die lam, het die Here Jesus hom laat doop, en die Vader roep uit, dis my geliefde seun, in wie ek welbehaag, en die Heilige Gees daal op hom neer soos 'n duif. As gevolg van wat? Die bloed. Niks anders. Halleluja. Maar om te glo in Jesus is die belangrikste. Daar is hierdie ding is vir my so wonderlik. As ons net vir een oomblik ons aandag daarop kan vestig. Ek meen, as jy na 'n plek toe gaan waar al hierdie mooi dinge opgesit het, en die stal en alles opgesit het, gaan staan net vir 'n oomblik stil by die gedeelte van die stal en die krib. Gaan staan net vir 'n oomblik stil en sê net daar vir die Here, Vader, ek dank U vir die lammetjie wat vir my gebore is. Halleluja. Want hy het gekom om jou te dien met vergifnis, met reiniging, verlossing, saligheid, alles
deur sy bloed. Daar is niks anders waarmee hy ons kon bedien het. Want deur die bloed, deurdat Christus gesterf het, is die liefde van God vir die mens geopenbaar. Halleluja, genade, barmhartigheid, vrede, alles het na 'n werklikheid geword, die dag toe hierdie lammetjie se bloed vloei. En ek wil dit weer sê, as jy nie deur die bloed gekom het nie, bly weg van die doop. Julle bied 3 weke kursusse aan vir mense wat gedoop wil word. Wat leer jy hulle? Oor die doop. Dit beteken niks. Leer hulle oor die bloed, leer hulle oor die verlossing, leer hulle oor die redding en die vrymaking, en kyk laat hulle die vrug dra wat by die bekering pas. Kyk of hulle vry is van die sonde. Kyk of die bloed hulle rein gewas het, en kan hulle die bloed gebruik om hulle klere wit te hou. Leer hulle dit. Laat hulle die vrug dra wat by die bekering pas. Maar nou laat weet jy vir my, ek is buite God se woord, ek verkondig nie meer God se woord nie. Halleluja. Maar as ek vra, verduidelik vir my asseblief, dan antwoord niemand nie. En ek wil vandag vir u sê, die grootste skuld wat daar eendag sal wees, waaraan baie mense, kinders van God skuldig gaan wees, hulle gaan skuldig wees aan die bloed van die lam. Dit wat hulle moes vrymaak, dit het hulle verwerp, dit wil hulle nie oorpreek nie, dit wil hulle nie baie van hoor nie. Hulle moet net so nou en dan iets van die bloed hoor, of 'n liedjie sing oor die bloed. Verder nie die bloed nie. En as jy dink dat God die Vader het daardie lammetjie wat gebore is nie lief, maak jy baie groot van. Want dit is deur sy bloed alleen. Halleluja. En die woord van die Here sê, en ek wil gaan na Jeremia toe. Dit is wonderlik, het kom uit die Ou Testament uit. Alles. En dit is die prediking wat ek van kindtyd af gehoor het. Toe die Here my siel gered het op 11 jaar, was dit die boodskap. Hoor wat sê die woord? Achttiende vers, Jesaja 1 vers 18, kom nou en laat ons die saak uitmaak, sê die Here. Al was julle sonde soos gelaken, dit sal wit word soos sneeu. Al was dit rooi soos purper, dit sal word soos wol. As julle gewillig is en luister, sal julle die goeie van die land eet. Maar as julle weier en wederstrewig is, sal julle deur die swaard geëet word, want die mond van die Here het dit gespreek. Deur die swaard geëet word. Nou dink ons, dis swaard, dan gaan doodgemaak word. Nee, dis nie dit nie. Weet jy wat dit is? Hierdie swaard sal jou eendag doodmaak. Dit sê die woord. Halleluja. Wat is die swaard? Wie is die swaard? Swaard is die woord van God. Skerper as enige tweesnydende swaard. Halleluja. Dis waarom die woord praat van die swaard van die Gees. Dis waarom in Openbaring sê, en dan het 'n skerp tweesnydende swaard uit sy mond uitgegaan. Hy praat soos 'n vuur. Waarom? Want die wat wederstrewig is, sal gedood word. Met wat se dood? Hulle dood maak vleeslik nie. Dis die ewige dood. Want net die bloed kan jou red van die ewige dood. Net die bloed kon die Here Jesus uit die dode uit terugroep. Waar die bloed? Die bloed van 'n ewige testament. Waarom 'n ewige testament? Want deur die bloed is daar 'n ewige verlossing vir ons gebring. Halleluja. Ek wil dit weer lees.
kom laat ons die saak met. En hier's baie is interessant. Hy sê, al was jou sonde soos kalak en dit sal wit word soos sneeu. Hoe en deur wat sal jy wit word soos sneeu? Deur jou te laat doop? Nee. Die doop is nie 'n afwassing van die sonde en daai goed nie. Net die bloed kan die sonde wegwas. Halleluja. Hy sê verder, al was dit rooi soos purper, dit sal word soos wol teer. Dit meen, al was al is jou kleed so rooi, soos purper, so fyn, maak die saak nie. Dit sal wit word soos wol, 'n spierwit kleed deur die bloed van die lam. Die Here sê, kom en laat ons hierdie saak uitmaak. Waaroor die prediker spreek hierdie versie vandag? Kom laat ons die saak uitmaak. Prediker, het jy al jou saak uitgemaak by die Here? Daar is net een manier. En dit is, jy moet by die bloed kom. Jy moet deur die bloed kom. Dan kan jou saak uitgemaak word. Hoe maak jy jou saak uit? As ons om sondes bely, hy is getrou en regverdig om ons die sondes te vergewe. Dit is hoe ek my saak met die Here uitmaak. Ek moet my sondes bely. Met berou en trane. Maar dis waar die probleem is. Daar word nie meer vandag sonde bely nie. Daar word vandag net, jy moet net glo in die naam van die Seun van God en dan sal jy gered word. Ek wil vandag vir jou sê, Here kan sê, jy kan glo in die naam van die Seun van God net soos jy wil. Die duiwels glo ook. Maar as jy nie die saak met die Here uitmaak nie. Nou hier is 'n baie belangrike ding. Jy en ek moet glo in die naam van die Seun van God en dat God en dat hy die Seun van God is en dat God hom gestuur het sodat ons wat verlore is gered kan word. Halleluja. Maar wat baie belangrik is, nadat jy geglo het, moet jy hom aanneem. Dit meen, die oomblik as jy in hom glo, as jy hoor van hom, en dat daar vir jou redding is deur sy bloed ensovoorts, en jy neem dit aan, dan sal jy gered word. Hoe? Deur die bloed. Moet nie dink, as jy die Here Jesus aanneem, nou is jy gered nie. Nee, jy moet hom eers aanneem, voordat jy gered kan word deur die bloed. Jy moet eers in sy naam glo. Halleluja. En dan wat baie belangrik is, wanneer jy hom aanneem, dan kom die oortuigingswerk van die Heilige Gees en hy oortuig jou van sonde en oordeel, van geregtigheid. En wat doen jy dan? O God, wees my sondaar genadig. Dan begin jy bely met trane en berou. En dan kom die bloed van die Here en hy was jou en die bloed van die Here maak jou skoon, jou sondes word weggeneem. Halleluja. En nou is jy rein en skoon voor die Here. En dan moet jy eers die vrug dra wat met die bekering pas. Halleluja. En dan moet jy alle geregtigheid vervul deur jou te laat doop. En dan, halleluja, sal die Here jou doop met die Heilige Gees en met vuur en met krag en die werkinge en die gawes van die Heilige Gees sal ook jou deel word. Daar is 7 stappe tot die doop. Hierdie 7 stappe, as ek hierdie 7 stappe kan onder een naam sit, dan is wedergeboorte die naam. Dis wat jou wedergeboorte is. Jou wedergeboorte kom nie as jy die naam van die Here aanroep. Jou wedergeboorte kom nie deur as jy jou laat doop nie. Die wedergeboorte kom nie in al hierdie wonderlike dinge wat jy praat en sê nie. Die wedergeboorte kom alleen deur die bloed. Want as ek nie glo in die Here Jesus Christus en dat hy vir my gesterf het en sy bloed vir my uitgestort is sodat ek gereinig kan word vir die ek meen, as jy nie dit eers glo nie, kan daar nie vir jou wedergeboorte wees nie. En dis waaroor mense baie kwaad is. Almal glo, nee, hy is nou gered en hy het nou by my kerk aangesluit en nou is hy gedoop. Halleluja, nou is hy wedergeboorte. Nee, die wedergeboorte begin nie daar by 'n kerk nie. Die wedergeboorte begin by die lam van God wat sy bloed gestort het. Ek moet in hom glo, sy naam bely
erken hy is die seun van God en die lam van God wat die sonde wegneem, né? En as ek dit geglo het, dan kan ek hom aanneem en sê, Here, ek wil U aanneem, en dan sal U berou hê oor jou sonde. Halleluja. Dis wedergeboorte. Wedergeboorte is dis soos 'n vrou wat geboorte gee. Daar's baie dinge wat gepaard gaan oor hierdie kind wat nou gebore gaan word en wat alles. Halleluja. En op die einde van die dag word die kind gebore. En ek wil dit amper so uitdruk. Ja, wanneer word hierdie kind lewend gebore? 'n Broer as hy gebore is en hulle piets hom so op sy boutjies en hy skreeu, dan is hy lewend. Maar as hulle hom piets en hy's dood, en baie kinders van die Here sê hulle is weer gebore, 'n broer, maar hulle het nog nooit geskreeu nie. Hulle is doodgebore. Dis waarom die kerk so dood is vandag. Want as 'n klomp dooie geboortes gegee. Halleluja. Prys die Here. Ek weet mense gaan nou weer vir my kwaad wees hieroor, maar dit maak nie saak nie. Dis die waarheid van die woord. Ons vier 'n Christusfees. Kind wat vir ons gebore is, 'n seun wat aan ons gegee is. Maar hy, in God se oë is hy die lammetjie. Hy is die lam. Terwyl ons dit vier, onthou dit. Sien hom as die lam. Moenie hom nou as koning sien. Hy is die koning. Sien hom as die lam wat vir ons versoening sal doen by God die Vader deur sy bloed. Sien hom so. Halleluja. Prys die Here. Ek gaan uit die skrif uitlees vandag, want daar is iets wat vir my wonderlik is in die woord. Ek wil net dit noem. Ek het al gepraat oor Biliam wat gesien het van hierdie spruit wat gebore sal word ensovoorts, né? En dit het deurgegaan na Jesaja en Numeri en Jesaja 53 en dan natuurlik Matteus. En ek glo hierdie skrif in Jesaja, ek gaan dit vir u lees, want dit is baie belangrik in dit wat nou vir u gesê. Jesaja 53, u ken dit. Halleluja. Daar's een ding wat ek teen die vertalers, die mense wat die Bybel opgestel het, en dit is dat hulle opskrif het oor 'n paar verse. Weet jy wat, dit maak mense teen mekaar. As hulle dit aan mekaar gelos het, sou ons gesien het, dat die hele skrif is aan mekaar geweef, en alles werk in volgorde. En nou wil ek lees, wat eintlik ook in Jesaja 52 en 53 saam moes gewees het, wat hulle so geskei het, van die boodskap weg. Ek wil net lees in Jesaja 52 en hy sê, die 13de vers, kyk, my knegt sal voorspoedig wees. Hy sal hoog en verhewe wees, ja, baie hoog word. Soos baie hulle oor hom verstom het, so misvormd was sy voorkoms, geen mens meer nie, en sy gestalte was nie soos die van 'n mensekind nie. So sal hy baie nasies laat opspring, konings sal hulle monde oor hom toehou, want wat aan hulle nie vertel is, sien hulle, en wat hulle nie gehoor het nie, word hulle gewaar. Nou gaan hy aan in die 53ste hoofstuk. Ek weet hulle breek dit so op. Halleluja. Wie het geglo wat aan ons verkondig is? En aan wie is die arm van die Here geopenbaar? Hy tog het soos 'n loot voor sy aangesig opgespruit en soos 'n wortel uit droë grond. Hy het geen gestalte of heerlikheid gehad dat 'n mens hom sou aansien nie, en geen voorkoms dat ons hom sou begeer nie. Hy was verag en word deur die mens verlaat, 'n man van smart en bekend met krankheid. Ja, soos een vir wie 'n mens sy gelaat verberg. Hy was verag en ons het hom nie geag nie. Waarom? Want hy's 'n lammetjie wat geslag gaan word. Hy sal misvormd word, onherkenbaar, en dit het hy geword. En hier is die ding wat die Here vir my gesê het vir hierdie dag. Terwyl ons hierdie Christusfees hou, kan ek u vra, het u werklik gemeenskap met die lam van God? Gemeenskap waarin, pastoor, ek geloof vir u sê.
Dis nie net 'n feesvierende boodskap. En gemeenskap met die Here is 'n vreugde. Dis deel van die feestelike vergadering. En ons mis dit so baie. Hoor wat sê die woord van die Here, en ek gaan dit vir u saam lees. Hy sê in 1 Johannes 1 vers 1, wat van die begin af was, wat ons gehoor het, wat ons met ons oë gesien het, wat ons aanskou het, en ons hande getas het aangaande die woord van die lewe. Hy is 'n lammetjie. Hy is die woord van die lewe, maar 'n lammetjie. Hy is alles, maar 'n lammetjie. Dis die geboorte. Dis die boodskap van die geboorte van die Here Jesus. Hy sê in die tweede vers, en die lewe is geopenbaar. Halleluja. Tot hy lê in die krib. Toe hy gebore word die lewe geopenbaar. Kan ek vir u vra, het ek en jy gemeenskap met die lewe in Christus? Pastor, wat vra jy? Het jy waarlik die lewe van Christus in? Kom ons gaan net verder. Ons het dit gesien en ons getuig en verkondig aan julle die ewige lewe wat by die Vader was en aan ons geopenbaar is. Wanneer? Nie aan die kruis nie, in die krib. Hierdie lewe was by die Vader, maar is nou geopenbaar hier in 'n stal, in 'n krib. Dit meen daar lê die lewe. Ons ewige lewe lê daar. En hy gaan verder, en hy sê hierdie woorde, die derde vers, wat ons gesien en gehoor het, verkondig ons aan julle, sodat julle ook gemeenskap met ons kan hê. Oh, halleluja. Gemeenskap. Johannes sê dit, met wie? Ons as apostels, dat julle met ons gemeenskap kan hê. Daarom verkondig ons hierdie dinge aan julle. En hy sê, en ons gemeenskap is met die Vader, met sy Seun, Jesus Christus. Dis ons gemeenskap. En nou gaan hy verder, en hy sê, en ons skrywe hierdie dinge aan julle, sodat julle blydskap volkome kan wees. Ek meen, daar die krib, in die stal, dit moet ons blydskap volkome maak. Blydskap. Dis wat die engele verkondig het. Blydskap, vrede, vrede, welbehae van God, blydskap. Dit maak, daardie geboorte moet ons blydskap volkome maak. As ons net ten volle begrip wie is hy en dat ons met hom en die Vader gemeenskap kan hê. Nou gaan hy verder. En hy sê 1 Johannes 1 vers 5. Dit is die verkondiging wat ons van hom gehoor het en aan julle verkondig. God is lig en geen duisternis is in hom nie. Die 6de vers. As ons sê dat ons met hom gemeenskap het en in die duisternis wandel, dan lieg ons en doen die waarheid nie. 7de vers. Maar as ons in die lig wandel, soos hy in die lig is, dan het ons gemeenskap met mekaar. En die bloed van Jesus Christus, sy Seun, reinig ons van alle sonde. Hoor wat skryf Johannes. As ons sê dat ons met hom gemeenskap het. Ons het gemeenskap met die Vader en die Seun. En ons wil hê dat julle met ons gemeenskap het. Want as julle met ons gemeenskap het, dan het julle outomaties gemeenskap met die Vader en die Seun. En nou sê hy, maar as ons in die lig wandel soos hy in die lig is, en hier is die antwoord. Die heel eerste boodskap wat Johannes geskryf het, was dat hy is die lewe en die lig van die mens. Dis in Johannes 1. En hy het nou klaar van die lewe gepraat. Halleluja. Hier die lewe is geopenbaar. En nou praat hy van die lig. En hy sê hierdie mooi woorde. Maar as ons in die lig wandel soos hy in die lig is, dan het ons gemeenskap met mekaar. So in waar die situasie of waar die plek of in waar die oomblik
het ons gemeenskap met mekaar en ook gemeenskap met die Vader en die Seun in die lig. Halleluja. As jy dan het ons gemeenskap met mekaar en die bloed van Christus, sy Seun reinig ons van alle sondes. Nou hier is een van die wonderlike boodskappe. As ons in die lig wandel soos hy in die lig is, dan het ons gemeenskap met mekaar. Ons en die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Ek sal nou skrif aanhaal waar die Heilige, ons met die Heilige Gees ook gemeenskap het. Maar wat die baie belangrik is, wanneer daar gemeenskap met mekaar is, halleluja, hoor God se woord. As ons in die lig wandel, soos hy in die lig is, en ons het gemeenskap met mekaar, en die bloed van Jesus Christus, sy Seun, reinig ons van alle sonde. Waar word ons rein? Ons wat al reeds gered is, waar? In gemeenskap met die Vader, die Seun en met mekaar. Waar? In die lig. Hoe belangrik is het om het in die lig, dat het in die lig gebeur. Halleluja. Nou sê hy sê in die 8ste vers, as ons sê dat ons geen sonde het, en bely ons onsself in die waarheid is nie in ons mond. Nou hier is 'n baie groot probleem. Daar's baie kerke wat verkom. Daar's sekere dinge wat vroeër jaar sonde was. Want daardie mense het almal deur die bloed gekom. En hulle het hulle afgeskei van die sonde af, as gevolg van die bloed. Daar's baie dinge wat die bloed gewas is, nie gedoen het nie, wat die kerk vandag doen, en dan sê hulle, daar is niks meer verkeerd. Ek moet nie te veel rook nie, ek moet nie te veel drink nie, ek moet nie te veel moreer nie, ek moet nie dit een, ek moet nie dit een, maar as ek daarby bly, dit ben ek moet nie dronk word van wyn nie, en alles, dan is ek alright. Dis 'n leuen. Daar is nie 'n groot sonde en 'n klein sonde by die Here. As ek by iemand 'n kopspeld steel en 'n ander ou steel 'n miljoen rand, wat is die verskil tussen my en hom? Niks. Maar hier is die ding, wanneer jy in die lig wandel, en ons het gemeenskap met mekaar, en gemeenskap met die Vader en die Seun, wat gebeur? Die lig openbaar dit wat verkeerd is in jou lewe. Terwyl ons gemeenskap het, en wat gebeur? En dan, as ek my sê, Here, ek is skuldig, ek bely met trane en berou, dan terwyl ons gemeenskap het, maar almal met mekaar het, en die Vader en die Seun, en ek bely, dan kom die bloed van Jesus, en hy reinig my van alle sondes, halleluja. En hoe het ons dit in die kerkwêreld beleef, al die Pinksterkerk? Vroeger jare, wanneer jy voel die Here is daar, wanneer jy voel die Heilige Gees is daar, wanneer het vaardig geraak het en dit waai oor ons, halleluja, dan hoor jy in die gehoor hoe mense roep en sê, my God, wees my genadige, kinders van die Here, dan roep hulle, weet jy wat gebeur? Die oomblik as hulle bely, dan kom die bloed van die Here en hy was hulle rein en skoon. Waarom? Want hulle wandel in die lig soos Christus in die lig is. Want die lig openbaar die verborgde dinge van die hart. Maar vandag mag dit nie so wees in die kerk nie. Ek weet wat het is om te preek, dienste te gaan hou vir mense. Dan preek ek nie as 'n sonde nie. Ek noem nie as 'n sonde by die naam nie. Dan staan mense op, en dan man op, ek het nou in geval die man opgestaan, en vir sy vrou en kinders sê, kom ons loop, het is al wat hierdie man kan preek is sonde. En ek het nie eens 'n sonde by die naam genoem nie. Weet jy wat het gebeur? In die teenwoordigheid van die Here, gemeenskap met die Vader, en gemeenskap met mekaar, bloed, kom die Heilige Gees, en hy oortuig daardie persoon van sonde, en hy beskuldig my dat ek preek sonde.
Dis wat Pinkster is. Dis wat die lam van God is. Hy neem sonde weg. Maar die Heilige Gees oortuig, halleluja, in gemeenskap met die Vader, die Seun en die Heilige Gees, in gemeenskap met mekaar. Ek wil vandag vir u sê, dit was die plek gewees, die kerk, waar die gemeente by mekaar gekom het, was die plek gewees, 'n broer, as jy daar ingestap het met iets in jou lewe wat nie reg is nie, halleluja, 'n broer, die oomblik wanneer daar gemeenskap is met die Vader, die Seun en die Heilige Gees en met mekaar, dan reinig die Here mense van sonde, almal wat bely en erken hulle het verkeerd gedoen. As jy daar uitstap, sing jy, ek is vry, vry, vry. Wat het geword daarvan, my broer, my suster? Van laas het jy by 'n kerk uitgestap, nie om te sê, hy het 'n wonderlike boodskap gehad nie. Van laas het jy uit die kerk uitgestap en het uitgesing, ek is vry, 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 halleluja, jou broer en suster groet en sê, ek is vry, vry, vry. Weet jy waarom gebeur dit nie? Want die kerk verag die bloed van Jesus. En hulle wandel nie meer in die lig nie. Halleluja. Halleluja. Dis waarom Paulus het sê, ons almal het gesondig en dat ons breek ons aan die heerlikheid van God. Halleluja. En Paulus het dit nie vir die sondaar gesê nie, hy het dit vir die gemeentes gesê, want die Here weet, wys my die heerlikheid van God vandag in die gemeentes. Wys, daar is van hulle. Maar oor die algemeen is dit weg. Waarom? Ons almal het gesondig. Maar hoe kan ons daarvan ontslae raak? Want die pastoor en die kerk keer sonde goed. Dis tyd dat ons weer begin wandel in die lig soos hy in die lig is. Dat ons gemeenskap kan hê met die Vader, die Seun en die Heilige Gees en met mekaar, halleluja. En die Heilige Gees sal jou dan oortuig van daai sonde in jou lewe. Prys die Here en jy sal begin uitroep, o God, wees my genadig, ek het gesondig. Jy sal jou sonde bely met berou en met trane, halleluja. Terwyl jy in die kerk staan, jy is gered, jy is gedoop met water, jy is gedoop in die Heilige Gees, jy spreek in taal en alles in jou lewe, halleluja, maar daar is sonde, dis net die lig wat het kan openbaar, en daarom haat die mense die lig, hulle wil nie na die lig toe kom nie, want die verborgenhede van hulle harte sal geopenbaar word in die lig, en die Heilige Gees sal die oortuig van sonde, geregtigheid en oordeel. Dit het in die kerk gebeur, sonder dat die pastoor gepreek het, want ons gemeenskap met die Vader en die Seun is nie beperk aan 'n prediker se boodskap. Daai lied wat ons gesê het, is jy rein? Of besef jy, daar's baie dinge wat aan jou lewe klewe vandag, wat jy weet nie reg is, maar jy weet nie hoe om uit dit te kom nie. Ek wil vandag vir jou sê, keer net terug na die lig en begin wandel in die lig soos Christus in die lig is. Waar is die lig? Ons het die geskrewe. Hierdie woord is die lig. Begin wandel in die lig. Halleluja. Hy sê 1 Johannes 1 vers 9. As ons ons sondes bely, hy is getrou en regverdig om ons die sonde te vergewe en van alle ongeregtigheid te reinig. Met wie praat hy? Met ons. Hier is dit weer die geval. Hulle het hoofstukke en paragrawe met opskrifte en hulle bring die mense in verwarring. Ek wil vir jou Johannes 1 Johannes 1 en 1 Johannes 2, gedeelte van 1 Johannes 2, by die boodskap voeg, want dit is alles aan een, maar die slim mense het dit opgebreek. Want hier waar hy praat, as ons sondes bely, en hy is getrou om ons die sonde te vergewe, wie sinne? Ons sinne, ons wat gemeenskap het met mekaar, ons wat gemeenskap het met die Vader en die Seun en die Heilige Gees, ons wat in die lig wandel, hy is als moet net ons sonde bely. Wat van die sondaar? Hy moet sy sonde bely om gered te word. Maar ons wat gered is,
Ek weet, en ek dank die Here daarvoor. As baie kinders van die Here, wanneer hy daar alleen met die Here is, kan hy ook ooitjie begin sing oor die bloed of sê, ag Here, vergewe. Ek het verkeerd daar gepraat, ek het verkeerd daarop getree. Here, ek moes nie dit gesê nie. Ek moes nie so gehandel nie. Vergewe. Weet jy wat? Die oomblik as jy daar kom en jy besef dit, dan is dit die lig wat skyn. En nou moet jy wandel in die lig. En die oomblik as jy in die lig wandel, dan het jy gemeenskap met die Vader en die Seun en jy met hulle. En dan oortuig die Heilige Gees jou. En dan, as jy jou sondes bely, hy is getrou en regverdig om jou die sonde te vergewe en ons van alle ongeregtigheid te reinig. Nou sê die 10de vers, as ons sê dat ons nie gesondig het, dan maak ons hom tot 'n leienaar en is sy woord nie in ons. Dis verskriklik. As ek as 'n bloedgewaste nie kan erken dat ek gesondig het. Weet jy wat doen ek? Maak God 'n leienaar. En hoe kan God met my gemeenskap hê, die Vader, die Seun en die Heilige Gees? En hoe kan ek gemeenskap hê dan met ander? En hoe sal die Heilige Gees my dan oortuig van sonde, geregtigheid en oordeel? Ek wil vir u iets noem. Toe ek 'n kind was in die skool, ek sal nooit vergeet nie. Nou in ons huis, van daardie tyd, ek was, van dat ek kan onthou, was daar Saterdag en Vrydag, Saterdag aande was daar dans, het hulle danse gehou. Hulle het gedrink en gerook en gevloek en die kere gegaan. En ek sal nooit vergeet, ek het een aand, kan nie onthou of ek staan het een was of staan het twee nie, maak nie saak. Terwyl hulle so dans, daar het die handkas gekry en so hoog op voete gestaan. En ek het onder daardie handkas gaan en met my ma se kamer deur, het reg oor die sitkamer waar almal gedans het gewees. En ek het so gekyk terwyl hulle almal so dans en alles doen. En ek onthou ek het hierdie woorde gehoor. En ek het dit uitgespreek. Ek weet nie waar vandaan kom nie, maar ek weet, dit was die Here wat met my gepraat het. En ek uiter hierdie woorde, ek sê, Here, ek wil nooit eendag wees soos hierdie mense. Hierdie goed wat hulle aanvang. Ek wil dit nie. Ek het nie geweet wat bekering is nie, ek het nie geweet wat doop is nie, ek het nie geweet wat iets is. Maar in my wese het ek geweet, dit waarmee hulle besig is verkeerd. Ons is in die enige kerk, ons weet van bekering en die redding deur die bloed, ons weet niks daarvan. En so 'n paar weke later, so wees so. Nou, hulle was gewoon gewees, as hulle brandewyn en water gedrink het, of daardie jaar nie so baie kook gebruik hier, so water gebruik. En ek het weer daar onder gaan lê. En ek sê, nee, maar hulle dans en dan sit hulle glasse so neer. En ek dink by myself, ek wonder hoe broeder. En ek sal nooit vergeet, ek het onder die kas uitgeklim en ek het een glas op die tafel gevat. Dit was brandewyn geweest. En ek het sluk gevat. En toe ek die sluk gevat het, toe sê die Here vir my, hoor maar, jy sal nooit weer jou lippe aan drank sit. Halleluja. Graad nie, staan 1 of 2, kan jy nou. Nooit weer nie, en die Here weet, tot in hierdie, het ek nooit my lippe ooit weer aan enige drank, wyn, bier, maak nie saak wat dit is. En ek dank die Here,
dat van daardie dag het ek nooit getwyfel in dit, as die Here vir my sê dan dit is verkeerd, dit is verkeerd. Gesê, Here maar, die woord sê niks daarvan. En ongelukkig, kinders van die Here het op die plek gekom, waar hulle al hierdie goed doen. Jy moet net nie oormaat drink. Net nie oormaat van dit, oormaat van dit. Halleluja. En daarom kan ek die Here dank, dat ek kan vir die Here sê, Here, ek het gesond. Of ek nou 60 of 70 jaar, dat maak nie saak nie. Ek het gesondig. Ek is nie meer 'n sondaar. O nee, glad nie, ek is 'n verloste. En nou sê Johannes dit mooi, in die 2de hoofstuk. In Johannes 2. Die eerste vers, hy sê, my kinders, hy skryf dit vir ons. Hy skryf hierdie ding aan julle, dat julle nie moet sondig. Hy sê, dis die belangrike, moenie sondig. As iemand gesondig het, ons het 'n voorspraak by die Vader, Jesus Christus, die regverdige. Halleluja. Wie? Die lammetjie in die krib. Halleluja. Hy is ons voorspraak. Hy sal versoening doen vir ons, deur sy bloed, deur die bloed van die kruis, by die Vader. Hy sal ons met die Vader versoen. Hierdie Christus wees, ons kan nie die Vader buite los, ons kan nie die Heilige Gees buite los. Want die saligheid is die werking van die Vader, die Seun en die Heilige Gees, maar alles vind deur die bloed van die lam plaas. En as iemand gesondig het, ons te voorspraak met die Vader, Jesus Christus die regverdige, hoor die woord van die Here ook kind van God. En as jy jou sonde bely, moenie twyfel. Moenie twyfel daaraan dat die Here jou nie vergewe. Die duiwel sal vir jou sê, man, jy doen so baie verkeerd, die Here kan jou nie vergewe. Hy lieg. Die woord sê, as ons ons sondes bely, en ek wil dit sê, met berou en met trane, jy moet geleentheid vind vir berou. Jy moet berou. Hy is getrou om ons die sonde te vergewe vir alle ongeregtigheid te reinig. Moenie na die vyand luister. Daar is niks wat die bloed van die Here nie kan wegneem, so ver ek sonde. Dit neem die sonde weg. Dit reinig my. Halleluja. Ek sê, hy is nie 'n versoening vir ons sondes. En nie alleen vir ons nie, maar, hy is 'n versoening vir die sondes. Nie alleen vir ons nie, maar ook vir die van die hele wêreld. Jy moet nie, kyk wat die Here se woord vir jou sê, as ons sondes bely met berou met trane. Hy is getrou om ons die sonde te vergewe vir alle ongeregtigheid en reinig. Moenie dink jy is minderwaardig. Moenie dink dat die Here hoor jou. Moenie dink die bloed van die, dis waarvoor die bloed daar is. Dit is waarom ons met die bloed moet werk elke oomblik van die dag. Dit is waarom ons 'n gemeenskap in die Vader, die Seun en die Heilige Gees wees. Gemeenskap met mekaar, sodat die bloed van Jesus, as ons bely, ons kan reinig. Want dis vir die wêreld daar. Hoekom nie vir my nie? Ek moet nie sondig. Maar as iemand gesondig, dan gaan hy verder en hy sê, halleluja. 1 Johannes 2 vers 3. En hieraan weet ons dat ons hom ken as ons sy gebooie bewaar. En hier is 'n interessante ding. Wanneer hy praat van sy gebooie, dan praat hy van die gebooie van die liefde in die Nuwe Testament. Ons is nie meer onder die wet met sy gebooie. Ons is onder die wet van die Gees met sy gebooie. En hierdie wet van die Gees met sy gebooie, die gebooie is die gebooie van die liefde. Gaan lees 'n bietjie die woord van die Here. Nou net verder gaan. 1 Johannes 2 vers 4. En hy wat sê, ek ken hom en sy gebooie nie bewaar nie, is 'n leienaar en in hom is die waarheid nie. 5de vers. Maar
elkeen wat sy woord bewaar, die gebooie van God in die Nuwe Testament word saamgevat in een, en dit is die woord van God. Halleluja. Dit meen ons moet sy woord bewaar. Maar elkeen wat sy woord bewaar, in hom het die liefde van God waarlik volmaak geword. Hieraan weet ons dat ons in hom is. Waar begin het? Om in hom te wees. Ons moet gemeenskap hê met die Vader en die Seun en met die Heilige Gees. Hoe sal ons daar kom? Ons moet wandel in die lig soos wat hy in die lig is. En die bloed van Jesus sal ons reinig van al ons sondes. Halleluja. Dit is waarom, en hierin is die liefde van God volmaak. As ons gemeenskap het met die Vader en die Seun en die Heilige Gees. Halleluja. En deur die bloed wat ons reinig, weet ons dat ons in hom is. Want waar is die verlossing? Die verlossing is in die bloed in Christus Jesus. So, as ek deur die bloed gedurig gereinig word, en ek sorg dat my klere wit bly, dan is ek in Christus, in die bloed. Hy sê, hieraan weet ons dat ons in hom is. Halleluja. As ons die waarheid spreek, en die waarheid sê, wandel in die lig soos hy in die lig is. Hy gemeenskap met die Vader, die Seun en die Heilige Gees, en die bloed van Jesus sal ons reinig van alle ons sondes. Halleluja. Prys die Here. En dan gaan hy verder, 6de vers. Hy wat sê dat hy in hom bly, behoort self ook te wandel soos Jesus gewandel het. Hoe het die Here Jesus gewandel? Hy het gewandel in die lig. Halleluja. Prys die Here. Is baie verse wat ek vir u kan aanhaal, maar ek gaan net vinnig iets doen oor almal. En dan is die Here Jesus sê dit. Christus is die lig van die wêreld. En hy praat van die opgaande lig uit die hoogte, het ons besoek. Wie is die opgaande lig? Christus. Pas op dat julle lig in julle nie duisternis is. Hy, in hom was die lewe en die lewe was die lig van die mens. Die waaragtige lig wat elke mens verlig het, kom in die wêreld. Maar nou sê hy hierdie woorde, 1 Johannes 3 vers 19. En dit is die oordeel, dat die lig in die wêreld gekom het, en die mens het die duisternis liewer gehaat as die lig, want hulle werke was boos. Kan ek vir jou vandag vra? As jy hoor 'n prediker preek sonde, en hy noem jou sondes met jou naam, het jy die lig liewer as die duisternis? As jy die duisternis lief het, dan sê jy, wie is hierdie prediker om my te oordeel? Ons is nie hier gesit om te oordeel nie. Weet jy wat alles nie? Jy's in die duisternis, want die lig is die oordeel in die wêreld. En ek en jy moet in daardie lig wandel. So wanneer ek in die lig begin wandel, dan oordeel hy my van sonde, want hy oortuig my, die Heilige Gees, van sonde, geregtigheid en oordeel. Want die lig bring die verborgde dinge van die hart aan die lig. En dan kan ek dit bely en regmaak. Maar jy wil in die duisternis bly, want jou sonde moet net nie aangeraak. Hy sê, want elkeen wat die kwaad doen, haat die lig en kom nie na die lig nie, dat sy werke nie bestraf mag word nie. Dit meen, dis nie ek wat jou bestraf nie, dis die lig, en God se woord is die lig, so wanneer ek die woord aanhaal vir jou van jou sonde, dan is die lig wat jou bestraf, dis die lig wat jou oordeel, dis nie ek nie. Ek is net 'n diensknegt van die lig. Hy sê, maar hy wat die waarheid doen, 3 vers 21, kom na die lig, sodat sy werke geopenbaar kan word, dat hulle in God gedoen is. Werke. Dit meen, my werke, as ek die lig na die lig toe kom, en ek het die lig lief, dan sal my werke wat ek doen, lig wees. En dit is wat God wil hê. Maar as ek nie na die lig kom nie, dan sal my werke duisternis wees. En daarom kom ek nie na die lig toe nie. Halleluja. Prys die naam van die Here.
En baie belangrike ding, dat die Here Jesus die lig van die wêreld, en wat is ons? Ons is die lig in die wêreld, maar ons kan alleen die lig in die wêreld wees, as ons in die lig is, en as ons in die lig wandel. Soos wat hy in die lig is. Daarom sê hy, glo in die lig, dit sê die woord, Johannes 12 vers 36. Prys die naam van die Here. Halleluja. Ek meen, ons almal was dood in ons misdade en ons sonde. Dit meen duisternis. En hy het ons geroep uit die duisternis tot sy wonderbaarlike lig. Halleluja. Prys die naam van die Here. En wat hier vir my belangrik is, hy sê in Efesiërs 3 vers 9, en vir almal aan die lig te bring wat die gemeenskap is van die verborgenheid wat van alle eeue af verborgen was in God, wat alles geskaap het deur Jesus Christus. Dan gaan hy verder in Efesiërs 5 vers 8, wat vroeër was julle duisternis, maar nou is julle lig in die Here, wandel soos kinders van die lig, Efesiërs 5 vers 13, maar al die dinge wat deur die lig bestraf word openbaar, want alles wat openbaar word is lig. Kolossense 1 vers 12. Hy sê, en die Vader mag dank wat ons bekwaam gemaak het om deel te hê aan die erfdeel van die heiliges in die lig. Oh, halleluja. Prys die naam van die Here. Daar is een ding wat, een skrif wat vir my baie mooi is. Ek gaan nou by hom kom. Dis een van die wonderlikste skrifte in die woord. Hy sê 2 Tessalonisense 5 vers 5. Julle is almal kinders van die lig en kinders van die dag. Ons is nie van die nag of duisternis nie. Hier kom die skrif. 1 Timoteus 6 vers 15. Wat op sy eie tyd vertoon sal word deur die saligheid en enigste heerser, die koning van die konings en die Here van die Here. Hy praat hier oor die Here Jesus, Paulus, en hy sê in die 16de vers, net die volgende versie, wat alleen onsterflikheid besit en 'n ontoeganklike lig bewoon, wat geen mens gesien het of kan sien nie, aan wie toekom eer en ewige krag. Waar is die Here Jesus? Wat alleen onsterflikheid besit. Hy besit het. Hierdie kind wat vir ons gebore is, hierdie lammetjie, hy besit onsterflikheid en 'n ontoeganklike lig bewoon. Dit meen Christus bewoon die ontoeganklike lig wat geen mens gesien het nie, want die woord sê God is lig en geen duisternis is in hom nie. Halleluja. Hierdie lig wat God is, kan geen mens sien of ingaan nie, behalwe die Seun. Hy bewoon hierdie lig en nou sê hy, wandel in die lig soos hy in die lig is. Waar die lig ontoeganklik. Prys die Here. Hy sê die 10de vers van 2 Timoteus 1, maar wat nou geopenbaar is deur die verskyning van ons verlosser, Jesus Christus, wat die dood tot niet gemaak het, en die lewe en die onverderflikheid aan die lig gebring het, deur die evangelie van die lig. Halleluja. Hy die onverganklikheid, onverderflikheid, die lewe aan die lig gebring. Dit meen, dit het in die lig gekom, want Christus is die lig, deur die evangelie van die lig. Hy sê, maar julle is 'n uitverkore geslag, 1 Petrus 2 vers 9, 'n koninklike priesterdom, 'n heilige volk, 'n volk as eiendom verkry, om te verkondig die deugde van hom wat julle uit die duisternis geroep het, tot sy wonderbare lig. Halleluja. Hy sê hierdie woorde, 1 Johannes 2 vers 8, en tog skryf ek aan julle 'n nuwe gebod, wat waar is in hom en in julle, want die duisternis gaan verby en die waaragtige lig skyn. Hierdie is vir my wonderlik. Johannes 1, wat ek nou al reeds gelees het, ek het die hele gedeelte van Johannes 1 gelees. Maar wat in hierdie gedeelte van baie belangrik is, ek gaan dit weer lees en ek gaan hiermee afsluit, want dis die boodskap van die lammetjie in die krib. Dit
is wat hy kom werk het, sodat ons daar kan wees as kinders van God. Gaan dit weer vir u lees. Halleluja. Hy sê hierdie woorde. Maar as ons in die lig wandel, soos hy in die lig is, dan het ons gemeenskap met mekaar. En die bloed van Jesus Christus, sy seun, reinig ons van alle sonde. Dit meen nadat jy gered is deur die bloed. O, halleluja. En die vrug dra van die bekering. Dis interessant. Die vrug wat jy nou dra, word deur die bloed gevoed. Pastoor, wat sê jy? Wat van die waters van die gees? O ja, dis ook daarmee die opgelet in die woord, dat toe die soldaat die spies in die sy van die Here druk, toe kom daar water, die bloed het toe kom. Want jy kan die twee nie van mekaar skei. Die Here het dit laat skei, sodat die water en die bloed duidelik gesien kan word. En dit is waarom jy moet deur die bloed kom, om by die water uit te kom. En van die water af, doopwater, gaan jy na die waters van die gees. Jy word gedoop met die Heilige Gees. Die reën, vroeë reën, die late reën, strome van lewende water. Dit met die gees dit. So wat gebeur? Jy gaan van die bloed tot water, tot water. Een is vleeslik en die ander is geestelik. Die een is om alle geregtigheid te vervul. Die ander een is die volheid van die waters van die gees. Bloed, water, water in die gees. Prys die naam van die Here. So, en dis waarom Johannes gesê het, ons wil hê dat julle met ons gemeenskap kan hê. En ek wil nou vandag vir julle sê, julle 'n klomp ou Pinkstermense. Wanneer jy die boodskap oor bloed hoor, verlang jy terug. Onthou jy wat jy ondervind. Onthou jy die gemeenskap met mekaar. Onthou jy. So, Lord, bring back those happy days where the Holy Ghost fell on every face. And the love of God shines on every face. Wat maak dat die liefde op jou gesig skyn? Die bloed. Die gemeenskap met die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Gemeenskap met mekaar. En die bloed van Jesus reinig ons van alle sonde. 'n Brood, dan blink jou gesig. Vandag moet hulle gesigte opmaak om 'n bietjie mooi te lyk. Daardie jaar het ons mooi gelyk as gevolg van die heerlikheid. Ons het nie al die goed nodig gehad. Dat ons het gemeenskap met die Vader, die Seun, die Heilige Gees gehad. Die bloed van Jesus het ons gereinig van alles. Let vandag op dit vir u. Kom deur die bloed. As jy sondaar is, moenie wegbeweeg van die bloed. Bly. As die Here jou red, kom deur die bloed, bly daar. Want van nou af, as jy eers deur die bloed gekom het, sal al hierdie heerlike goed met jou gebeur. Deur die bloed. En jy sal in staat wees om jou klere wit en rein te maak in die bloed van die Lam. Prys die naam van die Here. Ek het eers gevoel in die begin, Here, maar dit wat U my wys oor die stal en die lammetjie, ek moet dit hou vir die Kersboodskap. Sê die Here vir my nie, jy moet dit nou bring. Kersboodskap kan nie vir hulle dit bring wat ek jou sal gee. Maar wat hier belangrik is, ek is die Here so dankbaar dat die hele Kersfees boodskap, feesviering, alles is daar as gevolg van die bloed. Jy kan hulle laat doop in die naam van die Vader, Seun en Heilige Gees. Jy kan hulle laat doop in die naam van Jesus. Jy kan hulle laat doop net soos jy wil. Maak nie saak. As jy nie deur die bloed kom, beteken die lammetjie daar in die krib vir jou niks. Absoluut niks. Hy is die lam van God wat in die krib lê, wat in 'n stal gebore is. Ons moet daar kom. Ek wil vir u elkeen
baie geseënde Kersfees toewens. Eintlik 'n Christusfees. En ek is so bly die woord Kersfees, want Kersfees beteken 'n ligte fees. En dis die fees wat hulle gehou het op die 25ste, met die inwyding van die tempel. Want Judas die Makkabeer nog die vyand verdryf het, en die tempel herbou het, alles herstel het, en toe op die 25 Desember is die tempel ingewy, en die lamp is aan die brand gesteek. Lamp is aan die brand gesteek, reg oor Israel, op die mure, in die bome, oral is. En dit is waarom dit Kersfees genoem word, want dit is die ligte fees. Maar is die Christusfees oor die lam van God wat vir ons gebore is. Hierdie kind, hierdie seun. Geseënde Christusfees vir u en vir u elkeen 'n voorspoedige nuwe jaar. Want die nuwe jaar wat kom, as jy nog lewe, is dit 'n jaar van die welbehaag van die Here. Want 'n kind is gebore. Prys die Here. Vader, ons wil baie dankie sê vir die woord. En ons bid dat die woord van die Here ingang sal vind in elke lewe en laat elkeen dit met sagmoedigheid ontvang, want dit is in staat om ons siele te red. Baie dankie vir Jesus, u seun, wat die lam is, gebore vir ons. En die Here laat ons haar rondom sal fees vier, tot eer van die lam van God. Baie dankie daarvoor. Seën elkeen in Jesus naam. Amen. Ekskuus net, ek wil dit noem voordat ons afsluit, ek vergeet dit elke keer, en dit is dat ons sal nou nie weer oggenddienste, eers weer die 4de Januarie, sal ons weer saam met u wees op die oggenddienste te hou. Prys die, ons het 'n kersoggenddiens en ons het natuurlik 'n oujaars aanddiens ook. Prys die Here, ons kyk uit vir u en die Here seën u almal in sy mooi naam.